Goeiemôre. Dis Woensdag en ek hoop dit gaan met jou goed. In 2 Korintiërs 1, so vanaf vers 2 is Paulus aan die woord en hy skryf nogal 'n mooi ding. Hy sê genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Sjoe, is dit nie mooi nie? Hy begin sy brief om te sê genade vir julle, vrede vir julle van God die Vader. En vanmôre is dit my gebed dat jy ook genade vandag sal hê, onverdiende guns en dat jy vrede vandag van die Here Jesus Christus in jou hart sal ervaar. Maar vers 3 sê hy, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting. Want ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerlei verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Ek lees 'n woordjie hierso wat my nogal opval. Hy praat van troos. Hy praat van ontferming. Nou wat is troos? Ek wil hê jy moet vanmôre die prentjie kry van 'n kind wat dalk geval het. Miskien het hy fiets gery en geval en die nerfies is af van die knie. En dan kom die ouer en dan troos hy daardie kind wanneer hy huil en wanneer hy hartseer is. Of wanneer iemand ongelukkig is en daar rol trane oor sy oë, dan sal iemand anders by hom kom en hom troos en hom teen hom vasdruk en verseker maak dat hy beter voel, dat sy hart goed voel. Maar daar's net een wat waarlik kan troos en dit is Jesus. Hy is die een wat elkeen van ons ken. Hy weet wat ons diepste begeertes en ons diepste hartsbegeertes vanmôre is. En vanmôre wil ek hê dat jy moet hoor wat die Bybel sê. Hy sê dat ek en jy is geseënd wat God die Vader in ons lewens het. Want die Vader is die een wat met ontferming ons kan troos. En ek weet, baie van die mense wat vanmôre na hierdie boodskap luister, het troos nodig, het ontferming nodig. Jy voel broos en jy voel hartseer en jy voel dalk ongelukkig en daar's sekere dinge in jou lewe wat nie uitwerk nie. Hoor mooi, die Here sê, ek is die een wat troos. Vers 4 sê so mooi, hy sê, wat ons troos in al ons verdrukking. Hoekom? Hoekom word ons getroos? Sodat ons die wat in allerlei verdrukking is, kan troos. Jy is getroos. Die Here het jou trane kom opdroog. Hy het jou kom troos met 'n rede, sodat jy ander mense kan troos. Met wat? Deur die vertroosting waarmee God self ons getroos het. En ek wil vanmôre vir jou 'n opdrag gee. Ek wil vanmôre vir jou so 'n bietjie 'n taak gee vir die dag. Ek en jy moet vandag uitgaan en ons moet mense gaan troos. Daar waar jy kom, daar waar jy werk en daar waar jy besigheid doen, selfs by die skool en miskien ook vandag by die huis. Troos vandag mense met dieselfde troos waarmee die Here jou getroos het. Gee 'n bietjie ontferming vir mense. Maak 'n bietjie 'n sagte hart vir mense wat in moeilikheid is, sodat mense vandag kan besef dat ek en jy is die hand van die Here wat net uitgestrek is van die hemel. Troos is my boodskap vanmôre, so ver as wat jy kan gaan. Here, baie dankie dat U my troos wanneer ek hartseer is. Here, baie dankie dat U my vertroos met die ontferming van Jesus Christus. Here, ek wil vanmôre bid dat ek daardie selfde troos wat ek van U ontvang het, ook vanmôre vir ander mense sal gee. En ander mense wat my vandag sal teekom, troosting en vertroosting by my sal kry. Amen.